Welkom by die week se Wildsoorsigg. Ons kyk hierdie week weer na die nuutste familiegroep of teelgroep pryse van die afgelope week en gesels met Franco oor sy verwagting vir pryse vir die volgende seisoen en hoekom dit dalk nou naby 'n hoogtepunt is. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Hierdie week sien ons dat vlaktewild, hoë waardewild en kleurvariante se pryse so bietjie gedaal het, terwyl intermediêre wild dan so bietjie op is oor die algemeen. Ons gaan dan nou kyk na die gemiddelde pryse van 'n teel of familiegroep wat dan natuurlik 'n ram of 'n bul insluit, as ook 'n paar vroulike diere en jonger diere. Vir familiegroepe onder vlaktewild het springbokke ingekom op R5.315 per dier, rooibokke op R2.962 met blesbokke op R3.428. Gensbokke styg met 1.4% na R17.135 met blouwille beeste ook bietjie op na R6.422. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan 3% gestyg na R17.216 met kudu's ook 3% op na R12.948. En jalas daal 1% na R9.510 met rooi hartebeeste op R11.032 per dier met letchways onveranderd op R8.216. Vir familiegroepe onder hoër waarde wild het Livingston elande dan gebly op R24.786, Baster gemsbokke sywaarts op R27.500 met buffels ook sywaarts op R25.714 per dier. Ons sien ook dat swartwitpense 9% styg na R24.563 per dier gemiddeld. Teelgroepe onder kleurvariante het as volg verhandel. Wit blesbokke op R4.375, swart rooibokke 2% op na R16.279 met wit flank rooibokke op R16.556. Koper springbokke styg bietjie na R3.986, swart springbokke bly op R3.075 met wit blesbokke ook sywaarts op R8.558. Gouwille beeste daal na R9.247 met koningswille beeste op R30.000 per dier gemiddeld in 'n teelpakkie. Soos beloof gesels ons dan weer met Franco vandag. Ons kyk bietjie na die nuutste veilingspryse, waantoe die markte moontlik vir volgende seisoen ook kan gaan. Baie welkom by ons Franco. Dankie, goeiemôre. Franco, is die laaste 2 weke net wenig bewegings in die wildpryse gesien nie. Baie min veilings wat dan nou gebeur het, maar jy sê die veilings is nou weer besig om weer bietjie op te bou. Ja, ons gaan nou na die einde van die jaar se veilings toe. So wanneer begin nou optel, is nou 'n paar groot veilings wat nou weer opgaan tot, kan ek sê, tot einde September toe. So ons gaan 'n redelike aanleiding kry, maar weer eens, dis kwaliteit diere wat dalk aangebied word. Die vlaktewild veilings het bietjie afgeneem, maar dit gaan definitief, sal dit weer na die einde van die seisoen daar weer dalk 'n groter gebeurlikheid daarvan wees. Wat dink jy met pryse nou, soos ons nou in die hoër kwaliteit goed te beweeg, dink jy ons kan bietjie beter pryse dan nou sien? Ek dink definitief so. Kyk, die kwaliteit wat die ouens moet aanbied, dis enige stoetveiling, moet altyd beter en beter en beter word. Anders trek jy nie koopkrag met jou veilings toe nie. So ek dink definitief as jy gaan kyk die diere wat nou begin adverteer word vir die veilings al, dis regtig kwaliteit diere. Is die vraag daar om die pryse baie skerper op te druk? Kyk, dit is pas weer eens, soos ons sê in die begin van die jaar wat nou weer aangaan, is die spesifieke diere. Dis kwaliteit, Ja. 'n swart-wit pensbil of 'n buffelbil of daai tipe diere wat op die veiling kom of aandeel. So dis daai tipe kwaliteit wat nou weer aangebied word. Ja, as ek sê, ek weet nie tot waar gaan dit gaan nie. Soos ek sê, nou reg interessant wat ek nou reg sê het, en ek kom dit al hoe meer agter. Is nou reg op 'n veiling ook genoem. Ons is besig om diere te teel wat nie meer bekostigbaar is vir die Amerikaanse mark nie. Die diere raak te duur vir die outfitter se pryse. So dis 'n ding wat die ouens dalk na moet kyk is na hulle pryse, wat hulle ouens gaan vra, maar weer eens sodra hulle pryse begin laat opgaan, raak hulle mark ook weer kleiner. Ja. So dit is, ons is so in 'n half van 'n catch-22. Die ouens kan 'n 40.000 sybel bekostig, maar hy kan nie meer 'n 45.000 sybel bekostig nie, want dit raak te duur. Maar is dit nie soos die genetika optel, gaan ons dan nou meer 40, want jy het ook self gesien, ons sien of gesê, ons kry nou baie meer beter genetika diere, maar soos hulle meer raak, kan hulle pryse dien en ook dan beginsels van ekonomie. As jy meer aanbod kry, kan jou pryse dalk bietjie afkom. Dis die probleem, jy kry nie meer, kon sê argumente dat 40.000 swart-wit pensbil beskikbaar nie. Die genetika is dat hulle 42, 44, 45 word. So daai kwaliteit diere is nie, of skietdiere is nie meer in die mark nie.
teen die tyd dat hy op 40 kom, is hy nog nie reg om gejag te word. So die ouens het nou quoteer onverstaan, aan 'n dollarprys en hulle kon nie 40 duims bekostig. Nou is daar nie 40 duims. Daar's minder 40 duims as wat daar 45 duims bulle in die mark kom. En die 40 duim bulle wat werklik in die mark kom, is nie regtig jagbaar nie. Hulle moes eintlik nog 'n jaar geloop het, dan gaan hy weer by 45 uitkom. Ja. So dis die probleem met hierdie stadium op die diere wat geteel word, se kwaliteit is beter as wat die mark kan eintlik akkommodeer. Maar as vraag nie noodwendig daar is nie, dan gaan pryse of moet afkom. Ja, dan gaan definitief ergens gaan dit moet afkom. En ek dink ek sê die ouens gaan dalk bietjie die outfitters 'n bietjie hulle pryse moet lig om daai diere ook uit die mark uit te begin vinniger wegneem. So ja, dit is 'n ding, almal is nou in hulle beplanning vir volgende jaar. Ek sien die manne stuur al inligting uit by watter skoue gaan hulle wees volgende jaar. Dis deel van hulle bemarkingsproses. En ek dink definitief die ouens gaan moet kyk na wat hulle op die tafel gesit, hulle pryse bietjie verhoog. Ons kan nou 'n bietjie praat oor pryse, my prysuitsienings vir volgende jaar. Maar ek dink definitief die outfitters gaan moet bietjie hulle pryse aanpas en dan die donasiejagte. Die ouens wat ek elke week mee praat, kry pak oor die donasiejagte deesdae. Altyd het die ouens ingekom en hy dalk nog 'n paar bokke geskiet. Op hierdie stadium ouens wat die donasiejagte koop op die veilings, upgrades is hulle sal sê nie regtig baie nie. Hulle skiet wat hulle gekoop het. Hulle het ook nie die finansies regtig om die ekstra diere te jag. Gee 'n bietjie vir die kyker beter verduideliking wat 'n donasiejag spesifiek dan nou is. OK, eenvoudige donasiejag is om eendag van die skoue in te kom, moet jy 'n donasie gee. Daai inkomste wat hulle genereer, gaan na hulle toe. Dis maar is 'n lidmaatskap, maar dis ook nie 'n lidmaatskap nie. Dis basies jy gee die geld weg. So kom ons sê jy gee 'n rooibok en 'n blesbok en 'n vlakvark en die verblyf vir 7 dae. So dit kos jou enigiets argumente onthaalwe tussen $2,000 en $4,000 wat hy sy markwaarde is, maar hy gaan verkoop by vir $1,500, $8 dalk op hulle veiling. So daai geld gaan net so na die organisasie toe. Jy moet nog steeds daai diere lewer. So dis ekskuus deel van jou bemarking, kan ek sê wat jy moet doen, maar jy kom ook nie beskou as jy dit nie gee nie. So jy kan nie basies gaan inkoop daar nie. As jy dit gaan inkoop, gaan dit jou 100,000+ rand kos. So dan kan jy maar net sowel die donasie gee. En daai geld gaan dan na die organisasie toe. Nou, hoe bestuur jy dit dan nou? Nee, dis 'n geskenk wat ek sê, dis net goed ek sê vir Johnny kom jag by my, jy het R50,000 om te jag. So ek gee dit weg. Maar dankie, ek is wanneer kan ek kom? Jy het nou op publieke TV. Ek het nie gesê wat se diere is ingesluit nie. Hoe die Franco, jy het gesê jy wil so 'n bietjie vinnig praat oor jou siening vir volgende jaar se pryse ook. Ek's nogal nuuskierig oor dit. Ons sien nou pryse is relatief hoog vergelyking met laas jaar. Kleurvariante se pryse is op. Ek het gesien swarthoutpense is nou, teeldiere is redelik hoër ook nou week op week gewees. Jou siening vir volgende jaar? Ja, so jy sê ek sit dalk my voet daarin, maar ek dink ons pryse het redelik stabiliseer as gevolg van die feit dat ons nie baie hoër kan gaan oor ons Amerikaanse of buitelandse marke nie. Daai weerstand begin nou al hoe meer en meer inkom. So ek dink daar gaan definitief, kan ons sê, stabiliteit kom. Ek sê nie pryse gaan baie afkom nie, ek sê ook nie gaan baie opgaan nie. Ja. Maar in sekere spesies wel, verstaan ek. Ons het nou gepraat van die swarthoutpense. Dis 'n ding wat lank vat om jagbare te kry ook. Jou kleurvariasies het die mense vir jaar baie ingekoop in. En ek sê die afgelope een van die teelers wat uitgeklim het, so diere het nog steeds redelike goeie pryse gekry, maar ek dink as daai diere nie in die mark gekom het nie, kon die pryse dalk bietjie langer in, kan ek sê, want baie ouens het nou daai diere gaan koop. Hulle is 5-6 jaar voor die volgende nou. Want hulle het aan daai klomp diere gaan inkoop en hulle teelprogram gesit. So daai diere gaan dalk vinniger in die mark kom en ja, die aanbieding van die diere is maar nog steeds bietjie onder druk, die manlike diere, maar ek dink ons vroulike diere, wat ons laas gepraat het oor Amerikaners se konsep, hulle het nog nie genoeg vroulike diere. Ons sit met genoeg vroulike diere op hierdie stadium wat die manlike diere teel. So ek dink definitief daar is 'n kans dat dit bietjie kan afkom. Ek dink veral ons swart rooibokke toe se prys kan bietjie afkom. Die dappels is nog bietjie en ding, maar soos ek sê om 100, 150, 200,000 rand of 150,000 rand vir 'n groot ram te gaan betaal om te jag, 100,000 rand. Raak jou mark raak kleiner vir hom. So as hulle weer gaan bietjie afkom, dink ek gaan jou mark groter raak vir die jagmark weer. Ja. So maar ek dink prysgewys, dink ek is ons redelik op hierdie stadium weer in 'n kan sê 'n plat fase vir die volgende jaar of so.
Jy het laas keer ook vir my genoem so iets soos 'n goue wildebees. Dat verskriklik baie in die mark nou en ek sien daai pryse wat dan ook redelik baie onder druk is. Nee, baie. As ek jou sê as jy gaan kyk waar die goue wildebeeste was op 30, 25, nou sal al af hier na onder 20 toe begin die ouens al 20 begin die ouens al Ek koop, sien die maar- teelpakkies is onder 10 al. ja, verstaan, dis wat ek sê, dat ek jou laas ook gesê, jy kry makliker goue wildebeeste familiegroepe om te verkoop as wat jy blou wildebeeste kry om te verkoop. Maar ja. So ja, dis En nie dit gaan als oor vraag en aanbod, né? As daai pryse hoog is, dan belê die mense nou in daai spesifieke dier en dan kom die aanbod van dit op en druk die prys weer af. En dis wat lekker is van ons program. Die ouens kom agter waaroor gaan dit. Dis altyd net so geslote ding gewees. Dit is altyd gesê dis 'n wat noem hulle piramideskema, maar nou verstaan die ouens, dis nie 'n piramideskema dalk. Dit in 'n mate was seker goed dalk. Maar nog steeds as jy nou sê dit gaan oor mark, aanvraag, mark wat die ouens soek, wat hulle nie soek nie. Ja. Die ouens sien gou hulle kan hierdie mark, maar nog steeds die vinnigste wat jy in wild kan geld maak is 2 jaar. Dis 'n springbokram, verstaan. Die res vat bietjie langer om te kyk wat is jou waarde op dit. En die buffels op hierdie stadium ook. Buffels dink ek se pryse al is daar nie baie nie. Maar die ouens se pryse het bietjie afgekom. Ek het gesien hulle het redelik onder druk gebly. En die groot probleem met die buffels op hierdie stadium is die back and claw seer wat ons nog steeds het. Ek was die naweek in Limpopo, ons gaan gou daaroor praat. Maar die ouens wil nie hulle buffel toets nie. Hulle is bang hulle daai back and claw. En volgens wet moet hulle dit nog al lank doodskiet, maar dit sal nie gebeur nie. Want hoe kan jy vir een nou verwag om sy goed doodskiet, maar die beesboer kan nie. En ek was nou in Limpopo gewees die naweek weer, toevallig sommer by 'n gewone bokveiling. En beeste en goeters. Toe sê die ou, daar in Limpopo moet hulle nog steeds veeartsverslae kry, hulle moet nog steeds die protokolle volg, waar in Noordwes dit nie meer so erg van toepassing is nie. Ja. So hulle moet nog steeds daai lang prosesse volg. Ek sê ja, hy kry 15, 20 beeste op 'n veiling, want dis die moeite wat die boere wil doen om die goed wel op 'n veiling te kry. Anderster is dit maar direk van die plaas af na die voerkraal toe op. So dit speel 'n groot rol dink ek in die ekonomie wat nie altyd op die vleispryse ook weerspieël word. Die vleispryse wat jy kry is die veilingspryse. En ek dink ja, uit die hand uit, net soos met die wild, speel 'n baie groter rol as wat veilings op hierdie stadium speel. Franco, dink jy met Willie Oukamp wat nou landbouminister geraak het van omgewingsake nou af oor is landbou toe, dink jy dit gaan die saak sterker maak om die wildsbedryf in die landbou in te kry? Ek hoop so. Ons spekuleer nou maar. Ons weet Ja, ons is nou maandagooggend ons spekuleer of ja. maar ek hoop so. Ek dink daar is 'n geleentheid vir dit. Soos ek is weer met Natuurwaring in gesprek gewees hierdie week. As jy gaan kyk na die parke. Ons is in Potch op hierdie stadium Boskopdam. Hulle doen voorbrande, maar dit is wat hulle gaan doen het. Daar word nie gekyk na die wild se welstand nie. Die park self gaan agteruit. So ek dink om daai twee goed te split, privaat besit van wild, wat ek nog steeds sê is vir my 'n groot kommer. Ja. Ons vat nie eienaarskap vanuit dit nie. Dit is ons diere, maar ons moet nog steeds voldoen aan ander reëls, dit wat ek nie saamstem nie. Laat hy nog altyd gesplit word. Omgewingsake kyk na die parke en hy kyk na daai tipe diere en die wild gaan terug na landbou toe. Ons kan altyd daarom 'n konsep gaan skryf, verstaan. Dis die voorwaardes, dis hoe dit gedoen word. Maar om elke keer aansoek doen vir 'n permit, dit voel net vir my op hierdie stadium, ons is besig met iemand maak geld. 'n Beesboer hoef nie te betaal vir 'n permit nie, maar 'n wildboer moet betaal vir 'n permit. So ja, kom ons kyk wat maak Willie. Hy het baie goed reg gekry nou die back and claw saak uit die hof uit te kry. Ek hoop hy bly by sy woord, maar ek dink hy's 'n man van integriteit, ek hoop so. En ons kyk maar wat bring hy tafel toe. Dalk is al twee ministers lyk my dan op speaking terms met mekaar, nie soos wat dit was nie. Daar word in baie geval was goed die laaste ruk gewas. Maar laat dit van die tafel afkom en tot almal se voordeel is. Franco, laaste vraag. As jy vir volgende jaar, as jy nou graag een spesie wil hê wat volgende jaar goed kan vaar in terme van pryse en goed, wat min is nou op die oomblik en wat 'n goeie aanvraag is. Wat is die een spesie wat jy nou sal na kyk? Net jy heel naweek gedink om my nou vas te vra. Ja. Ek wil jou 'n bietjie op die spot sit hierso. Nee, kyk ek het nog steeds 'n soft spot vir die kudus en die sable en daai tipe goeters. Dis nog steeds Tradisionele jou ja. Ek dink dat die ware wat ons aan kudus gesit het begin terugkom, verstaan. Vir my is 'n kudu nog steeds die idilliese ding. Dis nou nie 'n dier, maar hulle pryse het regtig bietjie opgekom. En hulle is baie skaarser as wat
byvoorbeeld swart-witpens wat baie skaars geraak het, is kudu's nog steeds skaarse. Maar weer eens, dit gaan oor die prys wat die outfitter kan betaal vir hom. 'n Suid-Afrikaner kan nie meer kudu wil skiet. Ja. Dis ongelukkig, dit het te duur geword. Dit is, jy weet wat jy gesê het van vraag en aanbod, maar ek dink kudu's is regtig iets wat die ouens kan kyk na. Dis 'n moeilike ding, dis 'n langtermyn ding. Hulle spring uit, hulle spring in. Jy het nie regtig beheer oor daai kudu's nie. As dit, ons praat nou van die El Nino wat op pad is met die droogte. Daai goed vrek eerste. Ja. Hy en 'n vlakvark is ongelukkig die goed wat jou wys of jou veld op standaard is vir die bykosse. Dis die goed wat eerste vrek. So ja, van daai kant af die vlaktewild sal ek sê daai en dan die rouens, die Bastergensbokke. Maar weer eens, ons het nou die Bastergensbokke nog steeds met bloedtoetse wat moet gedoen word om kyk of hy suid is of dit wes is. So daar is nog 'n bietjie administrasie oor dit ook, maar ek dink dit en sy area van waar hy geteel kan word is baie skraal. En hy is maar 'n finetjie dingetjie, so hy moet half opgepas word. So dit is vir my die twee spesies wat ek dink regtig daar nog baie potensiaal is op hierdie stadium. Dankie Franco. Ek hoop jy almal belê en dit gaan die prys mee afkom, maar dit is ons baie insiggewend. Dankie vir jou tyd vandag. Dankies. Baie dankie dat jy die week ingeskakel het. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.